Alistair nie. So sê gou vir die een langs jou welkom. Welkom ou Alistair, hoor. Mag die naweek vir jou geseënd wees en vir jou ook Christus, hoor. En as jy regtig lief is vir daai een, dan vat jou hand dan soen jy gou daai een. Somme, hoor. Laat hulle daarom net baie tuis voel vanaand. Is dit nie so nie? Jy weet broer en suster, ek dink somme net nou aan, ek lees een keer somme so 'n grappie wat die man kom daar van Elsie's rivier af. Julle ken Elsie's, né? Nie tannie Elsie nie, Elsie's rivier. Daar van Elsie's rivier af en die man het vir 'n prokureur gaan leer. En toe dog hy gaan nou vir sy China's eendag wys as hy nou terugkom daar by Elsie's, kyk, ek het dan iets, ek is 'n prokureur. En hy gaan toe en hy maak 'n kantoor oop. Maar die eerste dag kom maar niemand in nie. En hy het mooi borde en alles, en die tweede dag kom maar niemand in nie. En die derde dag, toe sien hy, maar hier stop 'n ou hier voor in 'n bakkie, en hy dog, hy moet dan nou net laat die mense dink, hy doen baie goed. As daai man nou hier inkom, moet daai man daarom nou dink, kyk, hy het baie kliënte wat hier so inkom. En daar staan so 'n telefoon, maar hy het nou nie koneksie nog nie. En hy vat die telefoon so, en hy praat so met hom, en toe daai man nou by die deur inkom, toe begin hy nou hard praat, en hy sê, and yes, you know, there in America, the people, they want me, but I want to have a ticket. Ek sê, ek moet 'n vliegkaartjie kry om Amerika toe te gaan, laat ek hy groot hofsaak gaan doen. En hy praat, maar hierdie ander man het nou ingekom, en hy staan en luister. En toe hy klaar is, toe sê hy, en hy sit die foon neer, hy sê, jammer meneer, dat hy bietjie moes wag, maar ek het hoë sake wat daar wag vir my in Amerika, en ek moes net gou oor die telefoon eers daai sake praat. En die man kom, hy sê, meneer, ek wil net sê, ek is van Telkom, ek kom met telefoon connect. So wat, nou is die gebed van my hart, dat hierdie naweek, nie Telkom nie, maar die Here self, elke een sal kom connect, kom inprop, as jy nog nie ingeprop is nie. En vanaand wil ek graag bietjie met die deel, broer en suster, oor, baie van ons dink ons is connected, ons is ingeprop, maar weet jy, ons gaan onnigter wees, as ons eendag by die punt kom en sien, ek was toe nooit geconnect nie, want daar is so baie valse conneksies vandag. Vader, baie dankie, dat ons vanaand ook sommer net saam met mekaar kan wees. Here, dis soos ons gesing het, U is die koning, en waar U koning is, daar is U prinse en prinsesse by mekaar, U diensvolk, U kinders, hulle vir wie U die beste wil gee. En Here, in Jesus se naam, is my gebed maar net, dat U vanaand reeds moet die konneksieproses sal begin. Here, miskien is dit vanaand, miskien môre aand, miskien Sondag eers, maar eerens, Here, laat elke boetie en sussie wat saam met my in hierdie saal is, Sondag huis toe sal kan gaan en sê, I'm connected, ek is ingeprop, en God het dit kom doen, ek weet nie hoe nie, maar hy het, holy is his name, waardig is hy, alle eer aan hom. Daarom vra ek, Vader, dat ek uit die pad sal staan, en laat iemand net alles in my, sal saam laat vloei soos 'n rivier, deur die krag en inspirasie van U Heilige Gees, in Jesus se naam, en dat U elke oor sal open, om net die waarheid te hoor, wat die Gees van God aan sy gemeente wil sê, in Jesus se naam, amen. Broer, suster, ek net gehoor, hoeveel van julle was nou, ek het nie kon sien, net nou toe broer John gevra het nie, was nou nog nooit op 'n kamp nie, dis jou eerste kamp, steek net hoog op asseblief, ek wil net 'n aanduiding kry, dis 'n groot groep, ok, baie dankie, want ek gaan nou iets wat ek al voorheen op van die ander kampe gesê het, gaan ek net so in die eerste 6-7 minute sê, maar dit is so belangrik, om te kan snap, hoekom ons ingeprop moet wees, by die Heilige Gees. Nou ja, weet jy, toe God die mens gemaak het, Adam en Eva, ek gaan net vinnig dit vertel, toe kom hy mos in die tuin, en hy sê op die 6de dag, ek gaan iemand maak, met wie ek fellowship, met wie ek gemeenskap kan hê, die mens, Adam, ek gaan hom maak, want ek wil met hom gemeenskap hê, en God kom, nou sien ek die prentjie hier, vat God
stof van die aarde, gooi spoeg by mekaar en hy maak uit die stof van die aarde 'n liggaam, amper soos 'n kleibeeld, né? En dan staan daar in Genesis 2 vers 7, nadat God nou die liggaam gemaak het, toe kom hy en hy blaas sy lewensasem, blaas hy in die mens in. Genesis 2 vers 7 lees maar daar. En daar staan, en die mens, daai Adam, het 'n lewende siel geword. So daar lê Adam, daar's niks, is so toe soos 'n klei ons se sweetgaatjies, lê daar. En God kom en hy sê, maar hierdie skepsel wat ek gemaak het hier, is na my beeld. Genesis 1 vers 26. Hy moet my verteenwoordiger wees. Maar om dit te kan wees, blaas ek iets van my in hom in, sodat hy kan heers. En daai oomblik toe God dit doen, en hy blaas sy gees in Adam en Eva in, toe word Adam en Eva 'n koning se asy. Dis die bordjie wat om hulle nekke hang. Daai oomblik, God se kind. Weet julle hoe weet ek dit? Want daar staan in Genesis 3, toe God kom in die aand, en hy wil saam met Adam en Eva wandel, dan roep hy, Adam, Eva, en dan kom hulle, soos 'n pa en sy kind vir wie hy lief is, en hulle wandel saam in die tuin, en daar staan, hulle het gemeenskap met mekaar, hulle praat met mekaar, die een is lief vir die ander een. Hoekom? Want daar's geen sonde nie. En God kom en sê, Adam, jy's my seun, Eva, jy's my dogter. En 'n koning se kind is 'n prins en 'n prinses. Jy's my erfgenaam. Daarom, alles wat ek geskape het, ek stel jou aan as die heerser. 'n Koning is mos iemand wat heers, hy's die baas. Jy moet na alles kyk, gee die diere name, heers daaroor, wees vrugbaar, vermeerder, geniet dit. Daar's net een ding, Adam en Eva, daai boom in die middel van die tuin, van kennis van goed en kwaad, moet net nie van daai boom se vrugte eet nie. Dis die enigste voorwaarde. Want die dag as julle daarvan eet, Genesis 2 vers 17, dan sal julle sekerlik sterwe. Ken julle dit? Nee, ons ken dit. Ek wil dit net vlugtig saamvat. So God kom en hy maak vir Adam en Eva met 'n liggaam uit die klei van die aarde. Die siel, kom ons sê sommer ter wille van ons verduideliking, is dit wat hier in jou kop is. Met ander woorde, jou manier om te kan dink, om te kan praat, om te kan kies, om te kan voel. So God kom, hy maak Adam en Eva met 'n liggaam en 'n siel, en om hom 'n volledige mens te maak, wat 'n heerser is. Genesis 1 vers 26, kom blaas God sy gees in Adam en Eva in. Nee, volmaakte mens. En daarom kon hulle wees kind van God. Het is vir my so mooi dat in die Nuwe Testament, in Lukas 1 vers 37, kom Lukas en hy gee 'n geslagsregister, maar hy gee hom agterste voorom. Hy eindig in vers 37, en Kenan was die seun van Adam, en Adam was die seun van God. Hy noem dit so in die Bybel. Is dit nie mooi nie? So, selfs paar duisend jaar later erken hulle dit so. Koning se kind, Adam en Eva. 'n Heerser oor alles, geen sonde nie. En eendag, ons weet wat gebeur het. Die slang kom. En Satan kom in die vorm van 'n slang en hy sê, Eva, is dit waar wat God gesê het? Dat van daai vrugte van daai boom julle nie mag eet nie, maar dat julle sekerlik sal sterwe. En net daar, net soos vandag in die lewe waar ons is, in Wellington of Porterville of Tulbagh of waar ook al, kom die slang en hy verlei. Hy is die verleier. En hy kom en hy verlei, en Eva, ons ken die hele storie, vat van daai vrug en sy eet. En sy gee vir Adam en hy eet. Maar ek het vir julle mos gesê, daar staan in Genesis 2 vers 17, Adam en Eva, as julle van daai vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. Nou moet julle my help. As ek die Bybel reg lees, het Adam en Eva nog kinders gemaak, nadat hulle sonde gedoen het. Hulle het nie gesterwe nie. Is ek reg, Alistair? Nee? Sem, Ham en Jafet. Nee, ek jog. Sem, Adam en, Sem, Kain en Abel. Kinders van hulle, nee? Hulle het nog kinders gemaak. Set, sê ek Sem. Set, Kain en Abel. Hulle het nog kinders gehad. Wat het dan gesterf?
God maak hulle met 'n liggaam. Hulle het 'n siel waarmee hulle kan dink. Hulle kan keuses uitoefen, hulle kan kommunikeer. Hy blaas sy gees in hulle sodat hulle kan heers, kroon op die kop. Vyand het nie plek nie. Maar daai oomblik toe hulle van die vrugte eet, toe sterf iets. Het die liggaam gesterf? Ja, want hulle het nog kinders gemaak. Het die siel gesterf? Nee, want hulle het nog met mekaar gepraat. Toe God kom die volgende dag en nadat hulle die vrug geëet het en hy sê, Adam en Eva, waar is julle? Toe kruip hulle weg. Toe kies hulle om weg te kruip met hulle siel. So wat het gesterf? Gees het dood gegaan. En daai oomblik toe dit gebeur, toe gebeur dit. Hy is heers nie meer nie, tot vandag toe. En dis hoekom sonde oor ons heers. Want dit het daar fout gegaan. Staan dit in die Bybel? Godfrey sit vir ons op. Kom ons kyk bietjie waar staan dit in die Bybel. Daar staan in Romeine 3 vers 23. Alle mense het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Sien julle wat was die gevolg van daai daad wat Adam en Eva gedoen het? Alle mense het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. 1 Johannes 1 vers 8 en 10. Wat staan daar? Daar staan, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan lieg ons vir onsself. Ons bedrieg onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, dan sê ons, Jesus, jy's 'n leienaar. Ons maak hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. 1 Johannes 1 vers 8 en 10. Miskien weet julle die goed, maar julle moet die prentjie kry, vir die wat dalk nog nie dit sien nie. Romeine 5 vers 12, deur een mens, Adam en Eva, het die sonde in die wêreld gekom, en so het die sonde tot alle mense deurgedring, ook tot Serena, en Jan, en Van Heerden, en Roos, en Henry, en broer John, alle mense. Anders lieg die Bybel. Daar sien julle, net 3 tekste, sou nog ander kon gee. Dis die gevolg van die sondeval. Met ander woorde, daai oomblik, toe God se seun sterf, en sy heerskappy verloor, toe plaas die sonde hom op 'n ander pad. Dis so goed soos jy ry Johannesburg toe, en net die ander kant Woester, kry jy afdraai, en jy's op pad Johannesburg toe, maar iets verlei jou, om die pad hier by Woester te vat, en jy's van koers af. Jy's nie meer op die pad nie, die pad waarheen, Johannesburg toe nie. En dis wat daai dag gebeur. God het vir sy kinders 'n lewe vir ewig bedoel, 'n ewige lewe. Maar daai dag, toe hulle van die vrug vat, toe verander hulle identiteit, en wat word hulle? 'n sondaar. Is nie meer 'n kind van God nie. In die groen ID-boekie staan nou, sondaar. En van daai dag af probeer die mens met papsak, en moet mes steek, en moet drugs, en moet baklei, en moet jaloesie, en moet lieg, en moet steel, probeer hy die gat volmaak, waar die gees uitgegaan het. Maar hy word nie vol nie. En nou, hy wil graag daar by daai ewige lewe kom, maar nou gaan hy met 'n verkeerde pad om daar te kom, en ek wil bietjie iets daaroor sê. So Godfrey, sit gou vir ons die volgende een op. Baie mense wat op pad is na die ewigheid, lyk so. Hulle is die wrak van 'n kar. Hulle is op die pad, maar met so 'n kar. Ek gaan vir julle wys hoekom. Nou die dag toe ek ry, so daar by Klapmuts verby, toe sien ek daar in die veld, lê so 'n kar. Beteken niks. Die beeste stel nie eers in hom belang nie, want hy kan nie eers skade weer gee nie. Hy lê sommer net daar. Hy's besig om op te roes. Maar baie van ons wat in die kerk is, se lewens lyk so, en ons dink ons is op die pad. Nou kom baie van ons, die gees het dood gegaan, en ons wil met ons liggaam en ons siel. Godfrey, sê die volgende een op. Daar kom ek nou met 'n mooi, ek sê, okay, nee, maar ek is op die pad. Ek gaan nou 'n paar dinge doen, dat die mense kan sien, ek het dan 'n mooi liggaam. Met ander woorde, ek is 'n goeie mens. Ek is 'n okay mens. So ek kom, en ek smeer bietjie paint aan, en ek sit bietjie stickers op die kar, en ek
smeer eyeshadow aan my oogwimpers en ek sit bietjie poeier op my wangetjies. Dis wat ek met die kar doen, hierdie liggaam, sodat mense nou kan sien ek is op die pad, né? Het julle al gesien? Broer, don't talk to me, talk to my lawyer. Maar so is ons in die kerk. Né? Buitekant blink ons, binnekant stink ons. So is daai wrak. Ek gaan haal die wrak uit die veld, ek polish hom bietjie op, sit vir hom mooi flikkers aan, stickers plak ek op, sit vir hom 'n antenne aan, sit vir hom lekker Max aan. Ons ken mos van, né? Sit vir hom speakers aan as jy daai radio gaan aandraai, né? Dan hardloop die ouens want hulle dink is bomme wat val. So hard gaan hy doef 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 as ek die R&B speel. Maar almal dink nee. Daai is 'n godsman, is 'n godsvrou. Kyk hoe mooi lyk hy. Godfrey, volgende een. Dis die siel. Ons het nou gepraat oor liggaam, siel en gees. So die liggaam van die kar, die body, is die liggaam. Die siel is met ander woorde die bestuurder. Hy maak die besluite oor waar die kar moet gaan. Ons het mos gesê, die siel is die een wat die keuses maak. Hy is die brein. Hy is die een wat voel. Hy is die een wat kies. Hy is die een wat praat. Met ander woorde, daai siel, die mens, in die geval van die kar, hy kan kom en as hy besluit, hy wil toet, piep, 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 dan druk hy die knoppie. As hy die ligte wil aansit op brights, dan draai hy die skakelaar en daar gaan die ligte in, hy wys. So, jy kan die mooiste body hê, maar as daar nie 'n siel is wat die besluite doen nie, wat die keuses maak nie, gaan hierdie mooi liggaam niks beteken nie. En so, broer en suster, gaan baie mense op die pad wat hulle dink na die ewigheid toe is. Maar hulle is besig om op die verkeerde pad te ry. Want sien, daar makeer iets. Wat is dit? Kyk na daai kar. Wat makeer nog daar? Die gees makeer, maar wat is die gees in die kar se geval? Wat gee die lewe? Sê haar? Die engine. Daai liggaam is perfek. Daar's iemand agter die stuurwiel. Maar as jy draai, niks. Daar's nie krag nie. Daar's nie gees nie. En so is baie van ons op pad wat ons dink na die ewigheid toe. Maar ons lyk net so, want daar's nog nie gees nie. Wat se verkeerde paaie vat ons? Godfrey wys bietjie vir ons daar. Nou wil ek vir u moet 'n bietjie reguit gesels oor 'n paar dinge, broer en suster, wat ons dink ons is op die pad, wat vir ons 'n valse sekerheid gee. Kyk wat sê die skrif. Sien wat ek sê nie? Soos broer John gesê het, ons wys vir julle wat in die woord staan. Julle kan neerskryf net die teks as julle wil. Spreuke 16 vers 25. Jo, dis harde woorde. Daar staan, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Maar die uiteinde van daai pad is die dood. Broer en suster, dis vreeslik. Kan jy dink as jy 'n gebou moet uitklim moet te leer, en jy sit die leer, en jy klim nou, en jy klim, en jy klim, en jy klim, en jy klim op by daai dak te kom, en jy kom bo, en nes jy wil oorgaan, dan sien jy, ek's by die verkeerde gebou. Die leer moes eintlik by daai gebou gewees het. Nou baie mense wat op die pad van die lewe is op die verkeerde pad van die lewe. Maar weet jy wat se hartseer? As hulle aan die einde van die lewe kom, dan gaan hulle eers agterkom. Ek was op die verkeerde pad. Die pad het vir my reg gelyk, maar ek was op die verkeerde pad. Ek was op 'n valse pad. Ek was op 'n afdraai pad. Almal van ons wat vanaand hier sit, was al in 'n kerk, ten minste een keer. Almal het al van die evangelie gehoor. Maar broer en suster, ek kan julle in die oë kyk vanaand en sê, vir almal, ek weet nie wie nie, maar van die almal wat hier sit, kan ek van julle in die oë kyk en sê, my broer, suster, as jy nou moet dood neerslaan, maak jou oë in die hel oop. Want jy's op die verkeerde pad na die ewigheid toe. Jy's op die afdraaipad. Jy's op die valse pad. Jy dink jy's op die regte pad. Kom ons kyk, wat is die valse paaie? Net nog miskien nog 'n teks. Spreuke 4 kom en hy sê, hou jou oë op die pad vorentoe.
Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs afdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Wat is dan die verkeerde koers? Volgende teks, Godfrey. Ekskuus. In die Nuwe Testament kom Jesus self. Dis die bekendste deel wat ons ken uit die Bybel en hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, die verkeerde pad, die afdraai pad, die lekker pad, die pad wat vir mens reg lyk, is wyd, maar waar eindig hy? In die verderf. Terwyl die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit sal vind. Kom ons kyk bietjie, wat is dan van die verkeerde paaie? As julle nou na die volgende skets kyk, dan sien julle nou sien, daar's 'n prentjie, wat ek nou maar probeer teken het, op my manier, gaan maar nog bietjie af, Godfrey. Bietjie af met die top, ja. So daaronder, kan julle nou sien, hy pas nou nie lekker in op die hele ding nie, is die poort waar ons deur ingaan. Ons wat sê, ons verstaan, by die sondeval, het die vyand van ons kom steel, maar nou, ons wil graag weer die ewigheid hê. Wat gaan ons doen? Nou gaan ek daar by die oranje in die poort in. En hier reg voor my lê die pad. Ons het nou net gelees, Spreuke 4, hou jou oë op die reguit pad, op die koers voor jou. Maar wat sien julle daar? Sê vir my, Serena? Baie afdraai paaie. Baie verkeerde paaie. Want as jy heel bo kyk in die skets, laat die sak om bietjie Gotti, die prentjie, die ewigheid. Ek wil by die ewigheid uitkom. Dit wat God bedoel het met Adam en Eva, die volmaaktheid van die mens, ek is op pad na die ewigheid toe, maar wat maak dat ek verkeerde paaie vat, soos Serena nou sê, hierdie afdraai paaie wat julle sien, en nie die reguit pad boontoe gaan nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Ok, hou die eerste een op, maak die res toe. Kom ons kyk bietjie, wat is die eerste afdraai pad? Sê bietjie vir my. 'n Christelike huis. Weet julle wat? Ek is gebore in 'n huis waar my ma en pa die Here geken het. Maar weet julle wat? Dit het my nie op die pad na die ewigheid toe gesit nie. Ek het 'n voordeel gehad. Hulle kon my meedeel van die evangelie, wat baie ander miljoene mense nie het nie. Sê my bietjie, as jy in 'n Graaks gebore word, is jy 'n BMW? Suster? As jy by die buurman langs jou in sy Graaks gebore word, is jy 'n Toyota, of 'n Mazda, of 'n Ford, of 'n Mercedes. Henry? Net so min as wat jy in 'n Graaks gebore word en jy's 'n kar, net so min word jy in 'n Christelike ouerhuis gebore en jy's 'n kind van die Here. Hoeveel mense op die kampe, en ek dink van die bedieningsspan sal sê, het ons nie al gesin, dan sê ons, my broer, my suster, ken jy die Here? Is jou saak reg? Ja, my ma en pa was 'n kind van die Here. My broer en suster, dis 'n verkeerde pad. Jy's nie op pad na die ewigheid toe as jy so praat nie, en so dink nie. Jy's nie gekonnekt nie. Jy's op pad na 'n ander ewigheid toe. Nie na God se ewigheid toe, as dit is hoe jy dink nie. Die ander een, weet julle, toe ek nou 'n babietjie is van 3 maande, toe kom my maale, en ek is 'n seentjie, maar hulle het vir my 'n wit rokkie aangetrek. Toe vat hulle my nou na die doopbak toe. Wat moet julle gebeur? En ek kom daar by die kerk, en die dominee kom, en almal sit daar, my pa en my ma, my pa sit so, en my ma sit so. Want hulle is nou baie trots, van Jerden gaan nou gedoop word, en ek kom maar by die bak, en hier kom die dominee, in plaas dat dit nou warm water was, gooi 'n klomp koue water op my, 3 keer. En toe hy die water op my gooi die eerste keer, ek het gelyk om te huil, 3 maande, toe skree ek daarom vir hom. Toe wil ek vir hom, as ek kon vir hom sê, wat maak jy so ek het gesê het? Maar ek kon net sê, bah! So, nee, ek maak sommer 'n grap. Maar julle sien, nou,
Daai water wat hy op my gegooi het toe ek 3 maande oud babietjie was en gedoop is, het dit my gered. Maar ons dink so. Weet julle hoe baie mense praat ons mee? Dan sê ons, is jy gered? Gaan jy by die Here uitkom? Ja, my broer, ek is gedoop. Wanneer is jy gedoop? Nee, ek kan nie onthou nie, maar my maale het my kerk toe ek is gedoop. My broer en suster, jy's op die verkeerde pad. Jy sal nooit die ewigheid sien nie, as jy as 'n babietjie gedoop is nie. Daar's niks fout as jou ouers jou bring as 'n babietjie om jou, soos ons sê, toe te wy aan die Here nie. Nou kom hulle as mammy en daddy en sê, Here, ons bring ons klein 3 maande ou babietjie om te sê, ons sal hom groot maak in die Here se weë. Ons maak 'n belofte, ons gaan dit doen as mommy en daddy. Jy kan dit doen, daar's niks fout nie. Maar dit red hom in elk geval ook nog nie. Jy sien, en toe ek bietjie groter is, toe ek 6 jaar oud is, toe sê my pa, sonnaarskool toe. Wat reg is, vandag prys ek die Here daarvoor. En weet julle, elke jaar in die sonnaarskool het ek 'n sertifikaat gekry. Hulle het so daar in my kamer, het ek hulle met sellotape, daai tyd het ons nog nie prestiek gehad nie, met sellotape so vasgeplak, graad 1, graad 2, graad 3, graad 4, later was die muur te klein, van al die sertifikate. En ek het daai stadium gedink, daai klomp sondagskoolpapiere, met die mooi sterre wat ek gekry het my op die pad na die ewigheid toe gesit. Nee, ek was op pad hel toe. Al het ek van die Here geleer in die kerk, by die sondagskool. Want sien, dit was nog net kennis in my kop. Daar het nog niks in my hart gebeur nie. Ek was nog nie ingeprop nie. Okay, Godfrey. Toe kom ek in standaard 8, graad 10, soos hulle vandag sê. En ek gaan op 'n kamp soos hierdie. En daai naweek op die kamp, toe bewe ek van lekkerte. Ek het 'n ervaring. En ek onthou so ietsie van, ek het saam met ander meisies gehuil op daai kamp. Maar weet julle, 3 weke later, toe is die gevoel weg. Toe voel ek ver van die Here af. Toe ek op die kamp was, het ek lekker gevoel. Maar 3 weke later, toe voel ek nie meer lekker nie. En toe is ek sommer ook nie meer by die Here nie. En baie van ons dink ons is op pad na die ewigheid toe, omdat ons goed voel. Maar die oomblik wat jy nie meer goed voel nie, dan het ek, my broer, ek moet my weer bekeer. Ek het afvallig geword. Want jy baseer die pad na die ewigheid, baseer jy op gevoelens, op ervarings wat jy het. My broer en suster, jy kan dit nooit doen nie. Jy voel eendag goed en eendag voel jy sleg. Is dit nie waar nie? Almal van ons het emosies. As die blou bulle môremiddag wen, dan voel almal goed. Maar as hulle môremiddag verloor, dan voel 3/4 sleg. En wat, dan weet ons wat doen hulle as. Ons sal maar nie oor die Stormers praat of die WP nie. Ons kan nie op ons ervarings gaan nie. Baie van ons, en dis 'n gevaar wat in ons tyd baie mense op die afdraaipaaie laat sit. Drome. Paulus het gewaarsku daarteen. Baie van ons kom en sê, nee, ek het hierdie droom gehad. Die Here staan by my deur en klop. Ek het hom laasnag gehoor in my droom. En ek weet, hy het vir my gesê, ek is okay. Maar intussen hou jy aan hoereer. Jy drink jou elke naweek dronk. Jy beskinder die mense en jy volhard op daai pad. Maar die Here het vir my in 'n droom gesê, ek is okay. Ken julle van? Ons ken van hierdie ervarings wat ons het. En ons moet oppas dat die drome en ervarings nie vir ons op 'n verkeerde pad sit nie. Drome gee nie vir jou die koneksie nie. Kerklidmaatskap. Toe kom ek in standaard 9. En hulle sê, right, ons gaan nou nagmaal gebruik. Want jy het nou gekatkeseer. Ons gaan jou nou aanneem. En ek was 'n goeie kind tot op daai stadium. Maar toe ek nou daar kom en ek gaan aangeneem word, toe gaan koop my pa 'n pak klere van R800 en nou gaan ek aangeneem word. En ons staan nog daar en ek onthou ou bone wat 2 plekke van my afgestaan het. Toe ons daar voor gaan staan, nou moet ons ja sê, want ons glo nou in die Here en dis die manier van die kerk. Toe ek daar gaan staan, toe ryk ek, maar ou bone het laasnag nie net 1 dop brandewyn gedrink nie.
Hy het sommer 'n paar doppe brandewyn gedrink. Maar vandag word hy aangeneem, né? Ek het nou nie gekyk nie, maar ek dink hy het so daar gestaan. Maar hy word aangeneem. En toe ons daar klaar is, toe sê hulle, nou kan julle die nagmaal gebruik. Nou is ons groot genoeg. Ons het nou iets moois gedoen. Julle is op die pad van die ewigheid, gebruik die nagmaal. Maar broer en suster, soos ek in Bone daar gestaan het, was ons op pad hel toe. Met ons mooi suits en al. Ons liggame was mooi, soos die kar se body. Ons was blink gepoets, maar daar was geen lewe nie. Niks binnekant nie. Ons siele was gevoed met al die kennis, maar daar was nie lewe nie. Is julle nog met my? En intussen is ons heeltyd, Suster Elizabeth, op die verkeerde pad, maar ons dink ons is op pad na die ewigheid toe. Daar's 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Ons het dit net nou gesien. Broer en suster, weet julle hoe baie? Toe's ek nou 'n lidmaat van die kerk. En ek onthou nog goed, ek het nog 'n sertifikaat gekry wat gesê het, jy is nou 'n kerklidmaat van die NG gemeente Warmbad. En daai ding saam het hulle voor in 'n Bybel geplak en vir my gegee. Hoor mooi, daar's nie fout daarmee nie. Maar broer en suster, net soos die vyand vir Adam en Eva verlei het om te gedink het dis nie so erg nie. So het ek ook gedink ek is op die pad na die ewigheid, maar ek was nie. Hoe baie mense, ek weet julle vanaand sou van julle dit ook gesê het, as die groepie leier vir jou na die tyd vra, as jy vanaand te sterwe kom, waarheen gaan jy? Dan sou jy gesê het, ek weet nie, maar ek is 'n kerklidmaat. My boek staan in die naam van die kerk. My broer en suster, maar jou naam staan nie in die boek van die lewe nie. Weet julle wat, daai man wat jou naam in die boek van die kerk geskryf het, het dalk nog voor hy jou naam in die boek van die kerk geskryf het, sy vrou met daai hand geslaan. Hy het 'n bottel brandewyn in sy hand gehad. 'n Sondaar het jou naam in die boek van die kerk geskryf, maar jy dink daai hand wat jou naam in die boek van die kerk geskryf het, het jou op die pad van die ewigheid gesit. Wat ek vir julle probeer wys, is hoeveel afdraaipaaie ons mee te doen kry. As ons nog by kerklidmaatskap kom, broer en suster, so baie van ons is 'n kerke, het klomp wette waarmee ons kom en sê, jy moet maandag, jy moet woensdag, jy moet vrydag, jy moet sondag die kerkdiens bywoon. Anders, naam uit die boek van die kerk. Dan sit ons jou onder tug. Dan mag jy nooit weer in die kerk kom nie. En wie van ons wil tog nie wil nou daai skande op ons hê? Maar wie bepaal jou heil? Die priester, die apostel, die pastoor. Hy besluit wat vir jou goed is. Dis nie wat die woord sê nie. Dis wat die priester of die apostel of die pastoor sê. Dis belangriker as wat die woord sê. En so is ons besig met klomp wette en goeie werke wat ons nakom om te dink ons is op pad na die ewigheid. En dan kom ons eendag voor die troon. Dan sê die Here Jesus self, julle het al hierdie dinge in my naam gedoen. Duiwels uitgedryf. Profetiese woord gegee, maar gaan weg, ek ken julle nie. My broer en suster, dis vreeslik. Een van die ondinge wat in baie van ons kerke is, met al die klomp wette en reëls, wat baie van die leiers maak, is die ding van, jy die salwing en jy nie die salwing. En dan kom baie van ons kerkleiers, of die ouderlinge, of wie ook al, maar van die gees, die godsmanne en godsvroue, en hulle kom, en hulle sit hulle hand op Jan, en hulle bid, dat hy vol word van die gees, maar hulle stamp hom so hard, dat hy moet val, en hulle skree so hard, dat later moet hy val. Hy kan nie meer weerstand bied, soos hulle hom omdruk nie. En dan is hy nou vol van die gees. En as Jan opstaan, dan sê almal, joe, jy was vol van die gees. Ek wonder wat 'n gees was. Maar omdat hy nou so vol van die gees was, wat deur 'n mens gefabriseer is, deur 'n mens gemaak is, dink almal broer Jan is gered. Want kyk, hy het omgeval. Hy het gelê en ruk. Hy het gebewe. Weet julle, die demone doen dit ook. Die duiwels doen dit ook vandag. Geen wonder, Paulus sê vir Timoteus, moenie laat enige een jou die hande oplê nie. Wees waaksaam.
Want hy lê jou die hande op, maar hy sit 'n vloek op jou eerder as wat hy die waarheid van God op jou afbid. Dis afdraai paaie waarop ons gaan. Broer en suster, oppas vir die ding van jy het meer van die Gees as wat ek het. Weet jy wat, dis nie ek en julle wat meer van die Gees moet kry nie. Die Heilige Gees moet meer van ons kry. Dis wat moet gebeur. Suster, jy kan nie 70% die Heilige Gees het en die broer het 100% die Heilige Gees nie. Maar die Heilige Gees kan kom en hy kan meer van jou kry wat jy die ou mens aflê en meer van hom kry wat hy die ou mens aflê. Daar is iemand se foon wat nou moet sing, broer John. Waar is die broer wat se foon aan is? Sari Mare, staan gou op ons hoor. Daar agter. Of wil jy vir ons Hansie slim sing? OK, hy sê jammer. Is reg so. Nou weet ons almal, ons moet luister as ons praat, né? Broer en suster, kom ons kyk gou na die ander. Godfrey. Ek het nou oor die godsmanne gepraat. En dan die laaste een, en so is daar nog baie, die goeie lewe. Kom ons kyk gou. Suster Elizabeth, is jy 'n godsvrou? Beskou die mense jou as 'n godsvrou? Is dit? So jy's 'n goeie mens. Jy dien die Here, jy's 'n goeie mens. Kan ek gou vir jou iets vra? Kom staan gou by my. Ek kan sien jy dien die Here, hoor. Maar sê net vir my, jy's nou 'n godsvrou en die mense sê jy dien die Here. Sê net een ding vir my. Jy het by die Here uitgekom ergens in jou lewe, né? Maar nadat jy by die Here uitgekom het jy al ergens 'n leuen vertel? Ja of nee? Ja, OK, nee, stop maar. Maar jy sê dan jy's 'n godsvrou. OK, maar kom ons weet jy het nie daai nie. Sê net vir my, maar van na jy by die Here uitgekom het jy ergens te dalk ietsie gesteel wat nie aan jou behoort het nie. Al is dit 'n kopspel of miskien 'n bietjie melk wat iemand nie, jy's beter as ek, hoor. Ek dink jy weet net nie daarvan nie. Jy wil dit nie herken nie. Sit maar gou. Broer en suster, die punt wat ek wil maak is, ons dink baie keer deur ons goeie dade wat ons doen, deur soveel keer kerk toe te gaan, deur op hierdie komitee te dien, deur 'n ouderling en 'n diaken te wees, kyk al my sertifikate van die kursusse wat ek gedoen het, ek is eintlik okay. Ek is 'n godsman en 'n godsvrou. Kyk die posisie wat ek het. Ek is 'n diaken, ek is 'n ouderling, ek is die deurwag, ek is al 'n junior priester. My broer en suster, beteken niks. Jy kan dit wees, maar as jy dink dat hierdie goeie dinge wat jy doen, berei vir jou die weg na die ewigheid toe, is jy in vir 'n surprise. En so kan ons aangaan. Dankie Godfrey. Nou is die vraag, as ons kyk wat ons gesê het uit Spreuke, die ander teks uit Spreuke, hou julle oë op die regte koers. En ons wil nie op hierdie verkeerde afdraaipaaie gaan nie. Wat is dit dan wat maak dat ons daarbo by die ewigheid gaan uitkom? Wat is dit wat maak dat ons gekonnekt kan wees? Wat is dit? Kom ons kyk. Godfrey, wat moet ons doen? As jy net die volgende een vir ons opsit. Broer en suster, daar's net een oplossing. Van al die afdraaipaaie wat ek nou gesê het, hoef nie een in jou lewe waar te wees nie. Maar wat waar moet wees is wat op daai transparant staan. Wat is die oplossing? Maar hulle word, dis ek en julle, ons wat by die sonde val deur Adam en Eva in die sonde gedompel is op pad na die ewige dood toe, nie na die ewige lewe toe nie. Wat moet ons doen? Ons moet sonder dat ons dit verdien, moet ons besef, ons is vrygespreek op grond van God se genade deur die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as die enigste offer. Jy hoef niks te doen nie, want jy kan niks doen nie.
Hy is die enigste offer wat God beskik het, waardeur ek en julle weer met God versoen kan word om dit te word. Net Jesus Christus alleen kan hierdie identiteit verander na hierdie identiteit. Geen mens kan dit vir jou doen nie. Geen priester nie, geen apostel nie, geen ouderling nie, geen pastoor nie, geen sogenaamde godsman nie, kan dit vir jou doen nie. Daar staan dit. Net op grond van die bloed van Jesus word ons versoen. As ons na nog 'n teks kyk. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Wat is elke keer die fokus? Net Jesus Christus. Kruis is nie. Net Jesus Christus. Dis nie nog my sertifikate, my doop, my kerklidmaatskap, my wat ook al alles nie. Dis net Jesus Christus. Hy alleen. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Want my doop gaan al my sonde wegwas. Die salwing gaan al my sonde wegwas. My kerklidmaatskap gaan al die sonde wegwas. Is dit wat daai koortjie sê? Want Jesus, hy alleen sal al my sonde wegwas. En weet jy, so baie van ons het nie sekerheid. As ek vanaand die vraag sou vra, my broer en suster, as jy vanaand jou oë toemaak op die aarde en jy slaat die dood neer vannag, waar maak jy jou oë oop? Julle groepleiers gaan vanaand vir julle daai vraag vra. Wees eerlik met hulle. Kom ek sê nou vir julle, die meeste wat hier sit, gaan sê, ek weet nie. Ek is nie seker nie. Hoekom is jy nie seker nie? Want jy het nog nie by die punt gekom dat jy besef, Jesus Christus alleen. Net hy alleen. Nie iets wat ek doen nie, nie iets wat ek gekry het nie, nie iets wat my ouers gedoen het nie. Net Jesus alleen. En dis hoekom baie van ons bly terugval. Bly voel ons moet ons bekeer. Godfrey sit die laaste transparant op, hy een van die. Hoe gebeur dit? Waar gebeur dit? Of die tweede laaste transparant. Nou weet die broer en suster, nee die ander een, God, die net gou die, ja, dan, nee daai een van die stappe, kan ek maar sê. Het jy hom nog? Ja, maak hom net toe, die tot by 3 kan jy oop. Broer en suster, hierdie naweek kom God, en hy sê, ek klop aan jou deur. My seun Jesus wil jou 'n nuwe identiteit gee, as jy hom nog nie het nie. Niks anderste nie. So God kom en hy roep jou. Hy sê, kom, ek roep jou. Jan, staan gou hier op. Jan kyk my so diep, en ek ken gelukkig vir Jan, hy was al by my. Stap nou soontoe, Jan. Stadig nou. Nou stap Jan soontoe. Nou kom God en hy sê, Jan, jy moet my nou hoor, Jan. Ok, so Jan het nou gehoor, né? So hy hoor God roep hom. Jan, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee, né? Hy kom in Markus 1 vers 27. Kom hy by Petrus en Andreas en hy sê, kom, volg my. Ek wil julle disippels van mense maak. Vissers van mense maak. So kom hy en hy sê, Jan, kom, hy roep Jan. Is Jan bekeer? Is Jan bekeer? Nee. Maar toe Jan daar God se stem hoor, gaan staan gou weer daar, Jan. Jy's nou 'n bietjie vinnig vir my. Toe Jan nou God se stem hoor die naweek en hy besef, maar hy het altyd op 'n valse afdraaipad gegaan. Hy's nie op pad na die ewigheid toe nie. Toe draai hy om. Is hy nou gered? Is hy op pad na die ewigheid toe? Nee. Hy het die roepstem gehoor. Maar nou kom hy en waar hy op pad na die ewige verderf toe gestap het, hoor hy God roep hom, Jan. Ek hoor hy stem. Wie praat met my? Die herder. Hierdie skaap hou van daai stem. Dit klink na die regte stem.
Ja, Here, kom na my toe. Kom Jan, kom maar Jan. Nou kom Jan, dankie Jan, staan daar. En hy kom by die kruis van die Here Jesus. En hy besef, hy is 'n sondaar, né? Hy besef, wat is sy identiteit? Nie wat hy doen nie, wie hy is. Nie oor hy drink of rook of steel of beklei of mes steek of haat of wat het nie. Hy besef, hierdie identiteit van hom is nie dit nie, dis dit. En nou kom hy, en hy kom kniel by die kruis. En hy kniel, hierso, kniel Jan, en hy sê, Here, ek is jammer. Ek is besmet met die kanker van sonde. En Jesus, ek weet, dit wat U aan die kruis gedoen het, net dit alleen, niks anders nie, is die enigste wat my op die pad na die ewigheid kan sit. Ek wil vanaand vir U sê, ek aanvaar dit. Ek aanvaar dit. En ek gee U toestemming om nou die Here en die verlosser van my lewe te wees. Die priester gaan my nie verlos nie. My papiere gaan my nie verlos nie. My kerkbywoning gaan my nie verlos nie. My naam in die boek gaan my nie verlos nie. Here Jesus, net dit wat U hier gedoen het my verlos. Vanaand erken ek dit en ek aanvaar dit. Ek vat dit vir my. Nou staan Jan op. Staan op Jan. Godfrey gaan af. So Jan het hom nou berou gehad. Hy het dit kom bely, gaan af Godty. Hy het hom bekeer, by die kruis het hy kom kniel, gaan af. Nou kom Jesus en hy sê, Jan, hier hang Jesus. En hy sê eintlik, Jan, jy's vrygespreek. Jy's regverdig verklaar. Jy's vry. Jy kan maar gaan. Dit is wat regverdigmaking beteken. Dis soos in 'n hof, as die landros kom en hy sê, hoor jy Elisabeth, jy's vry, jy kan maar gaan. Jy is vrygespreek. Daar's geen skuldbrief meer teen jou nie. Daar staan niks teen jou naam nie. As jy by daai deur uitstap, sit ons die stempel op. File is closed. Ons gaan hom weggooi. Daar's nie meer 'n saak teen jou nie. Toe Jesus daar hang, en Jan kom kniel voor hom, en hy erken dit, en hy aanvaar dit, toe sê Jesus eintlik vir hom, jy's vry. Aan jou sondes sal ek nooit weer dink nie. Hebreërs 10 vers 17. Nooit weer nie. Sê bietjie nooit. Sê weer? Nooit. Nee, julle sê nie mooi nie. Aan jou sonde sal ek nooit weer dink nie. Nooit weer nie. Nou hoeveel, Elisabeth, hoeveel is nooit? Nooit is nooit. Hy gaan dit nie weer sê, ja, Jan, maar jy 10 jaar terug het jy gedrink, jou vrou geslaan, laat ek net weer die file gaan uithaal. Jesus werk nie so nie. Dan is hy 'n leienaar. Want hy kom sê, ek sal nooit weer daaraan dink nie. Omdat jy die seun het jy die lewe. Johannes 3 vers 36. Almal wat my aangeneem het ek nou 'n kind van my gemaak. Johannes 1 vers 12. Sien julle broer en suster? Hy word regverdig verklaar. En daai oomblik wat Jesus hom regverdig verklaar, die volgende punt. Omdat hy dit geglo het, dan word hy geestelik nuut gebore. En raai wat gebeur nou? Raai wat gebeur nou? Onthou julle wat was shot? Daai oomblik toe hy opstaan en hy word Jesus sin. Toe blaas God weer sy gees in hom in. In daai oomblik daar word alles herstel. Dit wat by Adam en Eva fout gegaan het, hier word dit nou herstel by die kruis. Romeine 5 vers 5. God bewys sy liefde aan ons deur die Heilige Gees wat hy in ons harte uitgestort het. Romeine 8 vers 16. Die Heilige Gees getuig saam met my gees dat ek nou 'n kind van God is. Die woord is so vol daarvan. Is dit nie bevrydend nie? Jy hoef niks te doen nie want jy kan nie. Jesus het alles gedoen.
In daai oomblik toe Jan het ervaar, toe word hy weer 'n koningskind. En Jesus sê, welkom na Vader toe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jan, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Welkom by Papa se huis. Jy kan maar gaan. Hy wag vir jou. Jy kan op sy skoot gaan sit. Broer en suster, dis die pad na die ewigheid. En nou die laaste punt 6. Nee, Gotti, punt 6. Is dit nie wonderlik nie? Dankie jou Jan. Jy kan maar gaan sit. Nou, omdat ek nou weer my identiteit herstel is en ek is 'n koning se kind, nou wil ek my lewe toewy aan die Here om heilig voor hom te lewe. So, om by Jesus uit te kom, gebeur een keer in jou lewe. Maar om nou die pad te stap, om soos Jesus te word, hou op die dag as jy in die graf gaan. Of jy nou 30 jaar word, of 50, of 70, of 90. En dis die pad van heiligmaking, wat jy met die ou dinge klaarmaak. En daarom gaan jy terugval. Ek val aan terug. As jy vir 35 jaar lank gesteel het, en nou kom jy by die Here uit, wat gebeur daai volgende dag na jy by die Here uitgekom het, as jy wakker word? Wat is die eerste ding wat in jou kop kom? Wat kan ek weer vandag steel? Is mos waar. Want dit was 35 jaar deel van jou lewe. Maar nou, daai oomblik waar daai gedagte kom, dan kom die Heilige Gees en hy sê, jy's mos nou kind van God. En daai oomblik, dan word die heerskappy deur die Gees sterker as daai gedagte. Maar nou moet jy elke dag, jaar in jaar uit, moet jy waak om nie weer te steel as jy die boer se skers sien lê in die boord nie. En om in jou sak te steek en te gaan verkoop vir tikgeld nie. Nou moet jy waak om dit nie te doen nie, want jy het vir 35 jaar lank gedoen. Maar nou, omdat jy heerskappy het, kan jy dit doen. En jy wil nou die identiteit leef van hierdie mens wat jy weer geword het. Broer en suster, is dit nie bevrydend nie? Godfrey, sit net daai laaste transparant op, dan is ons klaar. Van 1 Johannes 5, vers 12 en 13. Wie weet wat staan daar? Johannes kom en hy sê, hierdie dinge skrywe ek aan julle. Nee, die teks, 1 Johannes 5, ja, 1 Johannes 5 vers 10 tot 13. Wie, kom ons lees die hele een. Wie in die Seun van God glo, jy hoef hom nie te voel nie, jy moet glo. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Wat 'n getuienis? Dat hy 'n kind van God is. Hy wat God nie glo nie, het vir God tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. Hoor nou hierso. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het. Hoor julle, ek het die ewigheid. En die lewe is in sy seun. As jy kom kniel het, en jy dit aanvaar, en jy dit vir jou gevat, en jy het hom toestemming gegee om jou Here te word, dan sê hy, vers 12, hy wat die seun het, sy wat die seun het, sê vir my, jy gaan dit nie nog kry nie, jy het dit. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En dan sê hy die pragtige vers 13, hierdie dinge skryf ek aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet. Jy hoef nie te voel nie, jy weet dit. En daarom hoef jy nie om te val nie. Daarom hoef jy nie te ruk nie, om die salwing te hê nie. Jy weet dit. En dit is die bevrydende woord, dat ons kan glo in die naam van die seun van God. Om te glo is 'n wete. Sê bietjie vir my, wat in 1994 gebeur in die land? Weet julle nie? Wat het in 1994 in Suid-Afrika gebeur? Wie die eerste president van die nuwe Suid-Afrika geword? Is jy seker? Hoe weet jy dit? Want jy glo dit, né? Hoekom glo jy dit? Want jy weet dit. Dit was in die nuus. Dis 'n feit. Dis die waarheid.
Selfs die mense in Amerika gaan nie met my stry dat Mandela in 1994 die president geword het nie. Want dis die waarheid, dis 'n feit, dis bewys. Die getuienis is daar. Nou op dieselfde manier kom Johannes en hy sê, ek sê vir julle hierdie dinge, dis 'n feit, dis die waarheid, dis bewys. Wie die Seun het, het die lewe. Julle kan dit weet. Here, baie dankie dat ons die waarheid met mekaar kon deel. Ag Vader, dit is so bevrydend. Ek raak opgewonde as ek daaroor praat, om net te weet, Here Jesus, dat ek nie gevoelens moet hê dat ek U het nie. Want U sê hier uitdruklik, wie die Seun het, het die lewe. Here, en ek het U, want ek het U aanvaar as my Here en my Verlosser. En U het die Heilige Gees aan my geskenk as 'n gawe, as 'n persent, om my te help op hierdie pad van heerser wees, om 'n kind van God te wees. My gebed is, Here, dat U vir elkeen van ons broers en susters ook hierdie naweek daai sekerheid sal gee, dat die afdraaipaaie gaan jou nooit sekerheid gee nie. Maar as jy jou oë hou op die koers, op die pad na die ewigheid, met die kruis en die leë graf voor jou, dan sal jy altyd seker wees, en jy sal weet, dat jy die ewige lewe het. Jy wat in die Seun van God glo. Dankie vir hierdie wete, Here. Ek prys U naam. Amen. Dankie julle. Dankie broer John.